of the living God. Geliefdes, wonderlike eer. En 'n voorreg is dit vir my vanmôre om al my leiers te groet, ons Pastor Witbooi, Juffrou Witbooi, die Kerk van God Herlewingsentrum, ons ouderlinge van verskillende bedienings. Ek weet ons nou al dat u al verwelkom is en u is al reeds welkom en u is al reeds thuis. Die wonderlike familie wat die Here my gegee het, Kennard, u is wonderlik begroet. Gee jouself 'n prys. Ek is vanmôre weer eens hier om net die slotrede van die tema toe te maak. Die tema wat ons hierdie week bedien het, die tema wat ons mee saam gestap het. Nou geliefdes, 'n tema is baie belangrik. Daar's mense wat 'n tema gee en ons spoor van die tema. 'n Tema, wanneer God jou 'n tema gee, dan praat die Here deur die tema. Baie mense gaan bid vir 'n tema, maar jy bid nie vir 'n tema nie. Dit is 'n goddelike ding wat gegee is vir jou. Dis iets wat ek kan net loop, dan sê die Gees van die Here met daai tema. Dit is 'n bediening op sy eie wat almal nie het nie. En daarom word jy daar's manne wat snaaks 'n tema gee van this is your season. Maar nergens in die Bybel koppel daai woord die season. Kom ek sê u wat is 'n tema? 'n Tema is wanneer een skrif hom elke keer herhaal en elke keer openbaar, verskillend van die vorige skrif. Dan sê dit is 'n tema. En jy mag ook nie ontspoor van die tema af nie. Van elke aan moet jy die mense vertel wie is hy? Wat doen hy? Wat kan hy maak? Dit is 'n tema en ek vra baie manne van die Here, as jy 'n tema gee, gee iets skriftuurlik. Want ons word kom geoordeel deur die woord. Want dit wat jy sê moet uit die woord uitkom. En jou tema moet ook praat met die dorp. Want die tema moet ooreenstem met die probleme van die woonbuurt. As ek na Kennard toe kom, dan bid ek, dan vra ek om, Here, wat moet ek vir Kennard sê? Dan sê hy vir my, sê vir Kennard, gee hulle die tema, vra hulle wie sê, en is ek. Ek het vir u in die week gesê, die Here het my 3 temas gegee. Die eerste tema was gewees, hier is ek, die Here praat. Die tweede tema was gewees, soek die koninkryk van God en al sy geregtigheid sal vir jou bygevoeg word. God stuur my die 3de keer en hy sê, maak dit 'n bevestiging en vra vir Kennard, wie sê hulle na al die temas is ek? So die tema vleg in een en jy moet verstaan dat hulle gaan hand in hand en hulle praat. Ek moet in die 26 Boegelberg toe gaan net vir 3 dae. En die Here het my ook 'n tema gegee vir Boegelberg. En die tema is, wat is 'n man van God? Of wie is 'n man van God? Van almal kan die Here dien, maar daar's 'n verskil tussen 'n man van God. Almal wil 'n man van God wees, maar wil nie die vereistes van 'n man van te dra nie. Om 'n man van God te wees, jy moet kan werk met siele. Om 'n man van God te wees, jy moet vergifnisgesindheid hê. Om 'n man van God te wees, jy moet lief is vir die Here. Om 'n man van God te wees, jy moet die werk van die Here getrou dien. Om 'n man van God te wees, jou huisgesin moet sien jy dien die Here. Om 'n man van God te wees, moet jy pastoor as by die werk waar ook jy gaan. Om 'n man van God te wees, moet jou kinders sien my daddy is 'n pastoor vir ons. Jou vrou moet jou respekteer onder jou leierskap. Om 'n man van God te wees, kom met vereistes. Om 'n man van God te wees, sê die boeke in Matteus. As jy 'n man van die Here aanstel, dan sê die Bybel, dit moet nie 'n nuweling is nie. Nou hier word nuwelinge net gesalf. Nuweling, jy sien vir dit nuweling. Bybel sê jy moet nie 'n nuweling salf nie. Moet iemand wees wat die pad van die Here ken. Iemand wat weet waar die met die Here langs gekom. Dit moet 'n nuweling wees. Hy sê, en wanneer ons iemand salf of hoor van as 'n man van God, hy sê jy moet 'n man wees van een vrou, jy moet nigter wees, jy moet ook nie 'n begeerdheid om te drink nie, jy moet loop volgens die woord
van die Here, jy moet nigter wees in getoe, jy moet 'n man is van jou woord, voorbeeldig, voortreffelik. Dit is 'n man van God. Maar vanmôre gaan ek hierdie tema toemaak, want die Here sê, en op hierdie rots. Kom ons lees in Matteus 16, vers 18. En ek sê vir jou Petrus, en ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. God sê vir Petrus, en jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal my bediening nie oorweldig nie. God bou nie sy kerk op 'n man wat nie die goddelike openbaring gekry het nie. God sê vir Petrus, vlees en bloed het hierdie dinge nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is, het hierdie dinge aan jou geopenbaar, om God te ken as die lokasiestorie sien, om God te vind as die braaiberei nie. Dit is 'n goddelike openbaring. Ek het hom nie in die straat gekry nie, ek het hom by die altaar gevind. Die Here sê vir Petrus, en die poorte van die doderyk sal my bediening nie oorweldig nie. As jy weet wie is die Here, dan bou die Here op jou, dan loop die Here met jou, dan stap die Here met jou, dan maak die Here siekes gesond, maar die Here moet jou eers ken. Jy kan nie preek, dan ken die Here nie jou stem nie. Hy sê, my kinde, my skape, hulle ken my stem, en ek ken hulle stem. Die Here bou nie sy kerk op 'n stem wat dwaal nie, 'n stem wat so praat nie, maar die stem van God, as 'n man van God, wat sy roep, wat die Here as jy die Here luister, as jy op die rots bou, die rots wat vir ewig staan, dan sê die lied, dan hoef jy nie te vrees nie. As jy bou op die rots, daar is mense wat hulle huise bou op die sand. Die Bybel sê, as die wind kom, dan vat hy jou huis weg. Jy bou jou huis op die sand, maar die Here sê, hulle wat hulle huise op die rots bou, hulle sal nie wankel nie. Ek bid vir Kennard, dat jy standvastig word. Bou jou kerk, bou jou roeping op die rots, kry standvastigheid, dien die Here opreg, dan sal hy jou openbaar, en jy sal weet, wie is hy. As jy die geestelike openbaring gekry het, geliefdes, ondermyning maak my niksie. 'n man wat salwing trek, die ondermyning kan hom nie bind. Jy wil nie glorie sê nie, maar jy gaan kry, jy sê glorie. God bou sy hoop op 'n man. Die glories kom self. Dis 'n man wat die vuur soek. Dis 'n man wat die diepte soek. Al voet jy checkerig, jou voete, jy brand, jy voel. Jesaja sê, die gees van God
grond vat. Dis sagte grond. As die reën kom, hy vat dit. Daar is mense wat hulle sy huise so bou. God bou nie sy kerk op 'n onstandvastige mens nie. God bou sy huis op 'n man wat hom vertrou. God bou sy huis op 'n man wat hom vrees. God bou sy huis op 'n kind wat hom vrees. God bou sy huis op iemand wat hom liefhet. God bou sy kerk op iemand wat hom ken. As jy die lied gesing ken om in al jou weer, dan sal ek jou baie gelyk maak. Hier die rots sê die Here vir Petrus, die poorte van die doderyk sal jou bediening nie oorweldig nie. Kom ek gee jou die geheim. As jy die Here opreg dien, al sterwe ek môre, my gees lewe. Van die Bybel sê, die hel van die doderyk sal julle bediening nooit oorweldig nie. Ek is die God wat met jou is. Ek is die Alpha die Omega. David sê, met die versekering, met hom gaan ek die repente storm, en met hom spring ek oor 'n muur. Hier die rots staan vas, hier die rots vertrou, hier die rots, hier die rots. Kan nie sy kerk bou, dat ken ek jou nie. Ek het in die week gebring oor die seuns van Skeva. Wat gedink het dat hulle ken die Here? Wat gedink het hulle die openbaring gekry? Hulle gaan so ver, hulle doen toertjies om soos Paulus en Jesus te wees. Maar die Bybel kom en die oorweldig hulle. En hulle sê, woe, ek ken vir Jesus, en ek weet van Paulus. Maar julle, wie sê julle? Wie is julle? Wie is julle? Laat jou lewe nie so 'n pophuis is, dat as die duiwel met jou praat, dat kan jou nie beweeg nie. Hier is manne wat gesalf is, maar hy sukkel nou nog om my tuberkulose weg te put. Hy het die rotsie standvastigheid nie. 'n dogter sit jou rond, wie hoekom? Want jy dien hom nie opreg nie. God bou. Ek wil hê ons moet ingaan by Petrus. Petrus het 'n conversation gehad. 'n dialogue wat hulle praat was soos die kinders wat doen matriek is en weet wat is 'n dialogue. Dialogue is 'n gesprek tussen twee mense. En dis en Petrus en God het 'n dialogue conversation. Hulle praat oor mekaar en God sê vir hom, ek het nou al lank saam met julle geloop. By die tyd wil ek weet, ken julle my? Van onthou die disciples het met die Here geloop, omdat hulle van die Here wat iets sê. Toe hulle sien, die Here bedien 5000 mense met brood en vis, toe sê die anders, kom ons maak om 'n broodkoning. Jy kry mense ook op die pad van die Here, hy ry jou salwing dood. Hy soek net uit jou, maar hy wil jou nie volg nie. Hy wil jou nie luister nie. Hy wil nie doen wat jy sê nie. As jy kan elke dag van mense dinge kan doen, hulle gaan jou rem totdat jy nie meer kan nie. As mense wat jy jou by gegee het, jy het hom alles aangebied, dan skinder hy nog steeds. Van ander mense oor jou rug is stikken. Daar is mense wat dit doen. En die Here sien 'n bietjie, kom ek vra vir Petrus, hoe sê jy wie is ek so? Wat sê jy wie is ek? Die tema as die tent afsak, dan gaan kinderse mense sien by jou wie is hy? Moenie as ek loop, dan val ek saam met die tent. God sê, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou. God bou sy vertroue op iemand wat hom ken, iemand wat hom vrees, iemand wat hom aanbid, in gees en in waarheid. Die Here word beweeg deur 'n skoon
lewe. Ek soek nie net 'n kerk wat in talle praat, maar wat jy kan vergewe nie. Ek soek nie 'n kerk wat net profeteer, maar hy vloek maar van die oggend tot die aand nie. Ek soek 'n kerk wat rein is. Ek soek 'n kerk wat streef na geregtigheid. Ek soek 'n kerk wat sê ek is bereid om die rook te los. Ek soek 'n kerk wat sê ek kan die drank los en die Here volg. Ons lewe van 'n tyd waar die mense nie wil is 'n sonde moet aangespreek word nie. Kom ek gee u die geheim van die roeping of van die bediening. As God bou op jou, as God sy revelation gee. Nou baie manne lees Bybel en kindertjies van die Here lees Bybel. Maar die skrif gaan nie oop nie. Wie hoekom gaan nie oop nie? Want jou lewe maak dat die skrif nie kan oopgaan nie. Jy lees aanhoudend die Bybel. Jy hoor mense sê as ek die Bybel is, sê ek lees 'n klein skrif wat ek kan oor praat. Maar hoe meer jy bid, hoe connect die skrif saam met jou. Van 'n dou gebed en Bybel lees is twee dinge wat saamloop. Die klats kan nie vir die petrol sê ek het jou nie nodig nie. Want die klats funksioneer om die rad in keer in te sit. As jou klats nie diep genoeg is, gaan die rad nie ingaan nie. Jy sal moet afsak. En om te vertrek sal jy my vir jou in 'n rad sit. En 'n bietjie petrol gee en 'n bietjie vorentoe gaan. God het jou nie geroep om te stagneer nie. As jy vanmôre kyk, as jy ek is 'n geseënde man. Dit het nie maklik gekom nie. Daar is 'n prys wat ons moet betaal. Daar is 'n prys wat jy moet doen. Jy moet die kos los en soms vas. Deur die stryde. Tyd kan jy sien, gaan jou terughou. Die Bybel sê die koninkryk van God as jy net van eet en drink nie. Maar dit moet wees dat jy moet afsonder, want dit maak jou swaar. Ek kry die dienaars. Hy is jaloers op die bediening wat God jou gegee het. Maar hy sit die hele dag in warm chips eet, terwyl jy besluit het, ek gaan die weekie warm chips eet. Kom hy terug en hy voel, hy kan teen jou beklei, maar hy het net so groot rassing geëet. Jy het vir 'n tyd in vuil reg gesit. Sê vir my, hoe kan die man se bediening nie groei, as hy eet kan die kos sit en rou het? Maar weet jy geliefdes, hoekom doen jy dit nie? Want jy dan never mind dit goddelike, geestelike lewe. Jy worry nie oor jou sonde nie. Jou sonde klaar jou nie aan nie. Daar is mense wat net aangaan, hy bely nie, hy gaan net aan. Niemand kan hom sê nie, jy kan nie net aangaan nie. Bely jou sonde. As 'n mens weet wie is die Here, as jy weet wie is hy, dan sal jy jou godsdienst nie so oppervlakkig hou nie. Geliefdes, daar's daar wat ek ook swak preek, dat sê ek ook, ek het nie so lekker deurgekom nie. Maar wat doen ek? Ek gaan na my bidkamer toe en ek bou op die rots. En ek bou op die rots. En ek sê vandaan was die een van my ande nie, maar ek hoop en vertrou dat die week beter gaan gaan. Ons gee te maklik op. Hier is mense die jou sien nie een keer ingegee, toe bly jy weg en jy jala. Hoekom? Repressie. Hoekom gee jy op as God beter vir jou? Die Bybel praat van 'n regter, die vrou in die Bybel verwonder my. Sy gaan elke dag na die regter, die weduwee. En hy sê vir die regter, doen goed aan my. En die regter jaag hom weg. En hy loop en hy gaan weer môre. En hy sê weer vir die regter, doen goed aan my. Hy loop die pad op en af. Ek wil net met die regter se routine, die weduwee se routine sien na die regter. Sy raak nie moeg nie. Sy raak nie uitgeput nie. Sy sê vir homself, ek gaan die ding kry. Maak nie saak as dit 7 jaar nie.
Maak nie saak as ek 10 jaar nie, maar God moet my gee. Geliefdes, die Here deel nie net sy Heilige Gees sê, kom hier, kom, hulle wat salwing gee, die Here sonder salwing nie. Nee, salwing kom met 'n prys. Jy moet kan by die Here bly deur alle stryde, deur alle beproewings, die wind, die storms, die komplikasies van die lewe, moet jou verstel dat God sê, die man ek kan hom vertrou. Ek gee my Heilige Gees. Kom, ek gee jou die diepte van die ding. God kyk jou eers, hy monitor jou. Hy kyk jou beweging. Hy kyk jou gebedslewe. Hy kyk jou insit. Dan sê, oké, kom ek gee my Heilige Gees. Vandaar is ons 'n lied wat sê, vir wie sal ek stuur? En wie sal gaan? God stuur nie net enige mensie. God stuur iemand wat hom ken. God stuur iemand wat sy belang in een kan sit. Die Bybel sê, hy wat my lief het, hy wat my bo sy pa, sy vader, sy kind lief het my nie lief nie. Geliefdes, om 'n geroepende van God te wees, jy het 'n prys om te betaal. Jy moet jou kinders soms afskeep en jou vrou vir die werk. Dit kom met 'n prys. En hoor wat sê die Here, omdat jy dit gedoen het, sal jou loon dubbel wees. Jou loon sal dubbel wees. Hoor wat sê hy, jy sal my voete soen. En sê geseënd as jy. Jy sal sê geseënd is die vrou aan wie se borste jy geseën het. Daai dag. En die Here sal in die hemel sê, as ek werklik waar vir hom iets beteken het, dan sal die Here sê, George, hier loop jou siene. Hier in Kenhardt. En iemand amper hel toe gaan sal kom lê, man van die Here. Dankie dat God jou gestuur het. Daai dag sal mense die waarde van dit sien. Wat jy opgebou het. Bou elke dag jou huis. Bou sementstene. Wat dakke mix. Bou jou goddelikheid. Geliefdes, niemand gaan kom en jou lewe kom bou nie. Die kry is nie leihandlangers. Stene val die hele dag iets aan lê. Maar as ek betaal teken, dan moet ek oor gaan. Maar jy die in sy vinger verloor. Niemand sal kom om te bou in jou lewe as jy dit self doen. Jy moet opstaan. Manne van die Here, julle is geroep soos ek, maar die ding het 'n prys. 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 Betaal die prys wat die Here wil hê jy moet doen. Geliefdes, jy's 'n leier, jy kerk gemaak, maar jy spaar jou voertuig. Jy wil hom nie inspann nie. Julle sien mos ek en hy eet Johan, ek ry ontbreek in die werk van die Here. Want hy moet werk vir God. Hy moet werk vir die Here. Ek spaar die kar, ek los hom net nie. Daai BMW met die konverter, ek los hom net nie. Halleluja. God het ons nie die goede gegee om mekaar te belof nie. God het ons hierdie dinge gegee om mekaar 'n seën te wees. Maar sommige van ons kry die dinge en ons belof mense. God sal sy seëninge terugvat van jou, want jy waardeer nie wat hy vir jou gee nie. Jy's niks beter as iemand wat met die voet loop, as jy beter geseënd is nie. God het jou geroep om uit te staan. Geliefde, soms met my hart seer. Sien ons daai bus, ek moes om nuwe seats insit, nuwe tyres. Soms sit ek die kerk se musiek en dan ry ons van ons is geleer by ons kerk. Jy spaar nie jou voertuig nie, jy spaar nie jou liggaam nie, jy spaar nie jou geld nie. Jy dien die Here met al
alles, maar daar is synige Christene wat die heel dag knyp. Hy wil die tiendes betaal nie, hy wil niks uithaal nie. As ek by die tafel is, dan koop jy 9 biere, maar jy kan nie in sy kerk R200 gee en Daniel uit nie. Hoe kan God die deure vir jou oopmaak? Hoe kan hy jou seën as hy so synig is? Hoe kan hy die deure vir jou oopmaak as jy die Here nie dien met die goede nie? Ek het altyd voet geloop het. As jy die manne van die Here kyk jy so. Hy kyk weg. Die man van die Here onder Here geloof gee. Kom en reis sommer 'n ander plek om. Geliefdes, kom ek vertel jou die diepte van die roeping. As jy iemand in die pad lê, sommer dat jy dit agterkom, jy het 'n siel gered. Van net deur jou liefde het jy iemand gewys, daar is 'n God wat in my lewe. Die Here breek hy kar. As jy nie waardering het. Die Here sê julle so betimmer oor julle se huise. Kyk hoe pragtig lyk jou huis. Die vloere gaan so. Die meubels is uitgepak. Jy lê op 'n bed wat warm maak. Jy het aircons van die kombuis tot in die sitkamer. Maar in die huis van die Here moet die mense net bly. Aircons koopie. Waar is die manne met die lang broeksakke wat tenders kry? As jy 'n tender hier gekry het by die tent, ek eet saam met jou, hoor jy wat dit is? Ek soek 'n gedeelte van dit. Ek het jou my sloop losgebed. O, hoe leer. Die naast die jaken en nog eet wat julle so pay. Amen. Glory. Laat ons eet, laat ons saam eet. Laat die werk van die Here gedoen word. Moet nie jou geld spaar, dit is nie moeite werd nie. Ek het 'n miljonair al gesien wat net so mansion gehad het, geliefdes. Dis 'n ware verhaal. Die man het 'n mansion gebou. Hy het meer as 3-5 karre gehad. Maar geliefdes, toe hy lê op sy siekbed, hy kon die medies betaal het of het R1.200.000 200 is, maar hy kon nie gesondheid gekoop het nie. En ek wil jou vandag sê, jy hoef nie ryk te wees nie, maar God het jou ryk gegee van gesondheid. Jy hoef nie alles te wees nie, maar jy is ryk van gesindheid. Jy hoef nie geld te hê nie, maar jy is ryk van liefde. Hulle hoor my. Kom ek praat. Ek wil vir iemand sê, ek mag daar niks op nie, maar die Heer, hy sal met my kom en hy is die Here van die leerskar. Kan ek praat met iemand wat depressief is? God is besig om het hier in jou lewe op te maak in die Here prys. Ek weet nie waar is die kerk nie. Kom ek kom saam met my. Ek voel sy teenwoordigheid. Alle wat gedink het, jy sal het nie maak. God sal opshow met jou. Here prys hy. Die woord van die Here sê, it's not over until God says it's over. Watch the space en kyk wat die Here met my lewe gaan maak. It's about to do a new thing. 'n nuwe ding is op pad. Sê vir iemand 'n nuwe ding. Ek weet nie wat is dit nie. Dat kan 'n kar is, dat kan 'n huis is, dat kan enige iets is. Maar kyk jouself ready vir 'n nuwe deurbraak. Die rots op vir ewig staan. Hey, gee die Here prys. Halleluja. Halleluja. Gee hom 'n prys. Gee hom 'n prys. Here, dankie. Hulle het gedink jy gaan lang met die voet loop. Maar nou change die Here jou season. Ek ry in 'n nuwe kar met donker brille. En as hulle sê jy hoe wat jy is, dan sê jy ek is wat ek is. Ek is hier gekoop met die bloed van die Here. Ek weet nie van jou nie, maar ek voel my deurbraak. Ek wil vir iemand op die plek sê, kyk my seëninge, rejoice met my. Ek voel benoud in die plek. Ek voel die heerlikheid. Ek weet nie sy saam nie. Gee die Here prys.
sal single bly, but get yourself ready to mingle. God is besig om die seisoen. Dis die laaste diens. Ek gaan net vanmorgen vir jou bemoedig. Ek gaan nie meer so hard laat hê. Ek wil jou optel in die gees. Al draag jy 'n peprok, dis nie die uiterlike nie. Dis die innerlike. Al draag jy Nigerian hare, dat gaan nie daaroor nie. God het jou mooi gemaakt. Sê vir iemand, ek is bonankies. Die Here het my mooi gemaakt. Hy het nooit 'n fout gemaakt nie. Dit was die beste plan. As jy jou was, dan sê die duivel net hierdie ding. I'm not breakable, but I'm changeable. Ek wil vir iemand sê, gee die Here prys maak. Ek wil jou optel vanmorgen. Ek wil jou optel vanmorgen. Ek wil jou optel vanmorgen. En as jy sit, en jy kan nie klaar nie sê nie, jy sê in 'n kliniekie, die pillyn gaan verby, jy sit, jy sal nie gehelp word nie, maar wanneer die dokter sê niks, dan stap ek in my season, sê vir iemand niks, the next episode, the next revelation, the next man of God, the next woman of God, ek wil met iemand praat, sy kan my nie onder my nie, maar die sal my voel. Ek kan in die Makuko bly, Johannes 14, aan die huis van my vader, as daar baie mense, hy gaan om vir my 'n plek voor te berei, 'n mansion, nie gemaak met hande nie, jy kan my huis kogel, maar in die hemel loop ek op goue strate, God is besig om my voor te berei, die engele wag en wagte, dat wat ek hier maak op die aarde, is tydelik, ons sê dit is tydelik, godsdienst was hier oor 'n huisie, Jesus sê nie voor die voëls van die wêreld het nie met neste, maar die seun van die mense het eers 'n plek gehad waar hy kan sy hoof op neergelê het. 'n Huis beander die Here nie, maar jy moet stap. God het mens gesoek. Hy het nie gekyk na huise nie. Daar is Christene wat breek mekaar. Jy kry vroumense wat breek mekaar. My man het 'n double story gemaak. My man het vir my 'n bed gekoop. Maar die hoor die mense praat oor die Here het my siel gered nie. Kom ek praat met iemand. God wil jou conversation werk. Daarom het die Here die disippels gevra, wie sê julle is ek? As 'n mens by mekaar kom, ons praat nie oor ons besittings nie. Ons praat wat die Here vir ons gedoen het. As die Here goed vir jou, my suster, as die Here goed vir jou, my broer, hoe het jy vanmorgen geslaap? Dit is die gesprek. Hierdie goede van die aarde maak dat ons mekaar opweeg. Die goed het God nie vir ons gegee om mekaar op te weeg nie. Want dit gaan nie oor jou besittings nie. Dit gaan oor wat jy opbou. Wat bou ons? Ons bou ons lewe op die Here. Ons bou nie ons lewe op iets anders nie. Kan ons die Here prys gee? Geliefdes, ek is 'n voltydse prediker, maar die Here het nog net vir my gegee. En ek het altyd gesê, moet nooit beloof as ek dit vir jou gegee het nie. Daarom kan ek die Here nie beloof nie. Ek kan nie breek met die goede nie. Kom ek sê jou vanmorgen, as jy die man kyk met sy auto, dan denk jy, die man het geld. Ek het die geld nie. Toen ek die Here dien, toe draak 1 hemp en 1 broek heel week. Maar toe kom die Here en hy verander my story. En toe hy my story verander, toe sê die anders, kyk die Here, hou my wat ek sê. Toe sit ek op my t-shirt, jy ken nie my story nie. Jy weet nie waarvan afkom ek nie. Jy ken nie my struggle nie. Jy ken nie my trane nie. Jy weet nie wat ek deurgemaak het. Die goede wat die Here my gegee het, noem ek Samuel.
ek het het van die Here afgebid. Maar wat het ek eers gedoen? Ek het eers uitgegaan. Kom ek raak gou. Die baan is, daar is mense wat sê, hy is voltyds geroep. As jy voltyds geroep is en jy gee jou CV en jy kry werk, dan is jy nie voltyds nie. 'n voltydse man kry nie werk nie. Jy moet nie werk kry, dan sê jy is voltyds nie. Dat beteken God wil hê, jy moet werk. Want jy moet sukkel om 'n werk te kry, dit maak jou voltyds. As jy nie dit doen nie, dan werk jy gedeeltelik. Jy is nie voltyds nie. 'n voltydse man wat ek gedoen het, geliefd is, ek het my CV ingegee, ek gaan nooit onthou, ek gaan nooit vergeet nie. En my vrou sê vir my man, as jy hierdie keer jou CV maak en jy vat het in, dan sal ek jou vrou vandag aanvaar, dat God jou geroep het vir sy werk. Ek maak my gereed, ek trek my overall aan en my boetste, en ek sê vir haar, ek lyk goed, vandag loop inval. Ek sien ook self, ek is mos nou, geliefd as die mense dink, as jy voltyds is, jy wil nie gaan werk nie. Maar hulle verstaan nie, dis 'n calling, wat jy nie voorgevra het nie. Hoekom sal ek nie wil werk nie? Ek soek net 20.000 rand. Ek wil mos ook vir my 'n kar gaan koop. Ek wil mos ook my huis aanbou. So hoekom sal ek 'n werk afdan, as ek weet ek kan 'n beter lewe kry? Toe maak ek my CV reg en ek gaan. Geliefd as ek nie eens werk by Shoprite, hulle soek my nie eens daar nie. En toe maak ek my gereed. Ek maak my so gereed, ek maak die dag van my reg, ek kom nou daar aan en by die blanke man en ek sê vir hom, hier is my CV. Ja, ek kyk die man, kyk my CV, sê, oké, die man het een matriek, die man so goed, hy het mooi, oké, hier is dan iets wat hy gedoen het, die is een kursus, hier is dan iets, en ek kyk my CV. Geliefd is, die sal nie goed mee, toe kom daar een man met graad 6, hy loop voorbij my, toe kry hy die werk. Maar die werk van akkoorde 10 license met jou matriek. Ek weet dit wat ek wil hê. Maar hy vat 'n man wat geen license het nie. En die stem van die Here sê vir my, hoeveel keer wil jy my provoke? Jy is nie gemaak om te werk nie. Hier is jou werk. Halleluja. Ek wil vanmorgen vir die mense sê, ons kan nie allemaal prokureers sê. Ons kan nie allemaal by Transnet werk nie. Ons kan nie allemaal in die myne werk nie. Daar is mense wat uitgesoek het. Wie sal die werk doen as ons allemaal werk? Wie sal siele win as ons allemaal werk? Wie sal die werk doen as ons allemaal moet werk? Want die Here sê, hy wat sy lewe lief het, sal dit verloor. Maar hy wat sy lewe ter wille van my verloor, sal dit wen. Kom ek sê jou vanmorgen, ek is 'n offer vir die verlore siele. Wanneer jy geoffer word, dan kyk God in jou gevoelens nie. Mense word gestuur met gevoelens. Ek geliefdes in die voltydse bediening, het die Here my baie plekke gestuur toe, hy kyk nog. Ek gaan nooit een keer vergeet nie. Ek kom by 'n pastoor sê, ek is 'n voltydse jong man, ek begin met die evangelie. Ek vra 'n slaapplek, daar is 'n jong dame. Geliefdes, daar was 'n oop kamer, ek kon daarin geslap het. Die pastoor sê vir my, jy slap op die bank. Die oop kamer is oop, dis die prys wat 'n mens betaal in die voltyds. Ek lê daar, my nek is seer. Ek moet amper af die lap van ek moet hier sit. En dan moet ek slap en ek moet bid deurgaan. Ek sê, Here, ek kon die ding verwag het van 'n sondaar af. Maar dis 'n man van die Here nie. Geliefdes, dan gaan preek ek met 'n seer nek, met liefde. En was ek nooit kwaad eens vir hom, ek groet hom tot vandag toe. Die voltyds is as 'n ander bediening. Ek glo nie van julle sal dit kan maak nie. Dit is 'n prys wat jy moet betaal. Ek is in die Kalahari en ek begin met my eerste veldtog en ek lei diens vir 'n apostel. En daar kom 'n vrou uit die kombuis uit wat ook nodig is.
En ek sien die plan van die vyand en die vrou sê vir my, ek soek jou. Ek sê nee, maar ek soek jou nie. En toe hy nie sy sin kan kry nie, toe skep hy my nie vir die hele week. Want ek is mos by hulle se huis. Ek is dom, ek is onervare, ek ken niks van voltyds af nie. Ek vra vir die Here, wat ding is die van ek raak honger, ek ken mos nou nie vas nie. En ek begin, ek lees Bybel en ek sien, wat beteken vas. En die Here stuur 'n grootmoeder. Ek weet die kry ons nog hy swaar moeders. As jy net so, weet jy, hy het so moeders, ek kan nou nie ook kyk as jy jou gevang het. Deurgebidde moeder, hy loop ook die lokasie tot lokasie. Hele dag loop ons kinderstories hoor, hy vrou bly op sy knieë. Hy kom stap so recht in die tent na my. Hy sê, jong man, die Here het my gestuur na jou. Ek vra moeder hoes en hy sê, hier is gij toe, God wys my, jy het 'n verborge vas. En ek vra, hoe weet jy? Ek praat nie van profete wat lieg. Ek vra, hoe weet jy? Hy sê my, ek weet my kind, jy is vir paar dae sonder kos, maar die Heilige Gees sê vir my, ek moet jou kom gee. Dis die al nie, en die week loop, en daar kom 'n suster van ver af, en hy sê vir my, man van die Here, die Gees van God het my gesê, ek moet in my kraal gaan, en ek moet loop slag, en ek kry 'n lam, en hy sê, dis joune, vir die hele week. Dis 'n pledge, wat die voltydse bediening het. Hy sê net sleg nie, maar hy is lieflik. Wow, halleluja! Glory! Glory! Oké, dis reg geliefdes, ek gaan oor my getuie, dan wil ek vir u bid. Maar kom ek sê u vanmôre, die manier of die pad wat ek mee saamgekom het. Daar was mense wat my gesê het, jy sal nooit kan doen wat apostel Olifant kon gedoen het nie. En toe breek dit my. Ek sê, Here, ek sal nooit kan bereik wat my mentor bereik het nie. Maar Here, die mense gaan my voel. En ek gaan die mense verkeerd bewys. En ek het nooit opgehou nie. En ek het gebid. En ek het gevas. En ek het deur gebreek. Ek kom as 'n onervare jong mannetjie. Nou as jy die liggaam kyk en sien ek is dik. Ek het 28 gedra. Ek was maar. Ek het my Mexicaanse body gehad. En ek kom en pos my met die liggaampie. En ek preek. En die mense vra, wat moet jy voorbarig? Geliefdes, as jy maar so 'n jong man is, dan hoor ek die mense sê, jy is voorbarig. En ek vir my so gesê, wat 'n voorbarig evangelisietjies. As jy maar so jong is, jy hart op sommer, jy die moed, jy hart van daar tot daar. Want jy begin mos nog in jou bediening. En jou bediening skree jy ons net. As jy so jong is, jy skree, jy sê nie wat skree. Maar soos jy groei, begin en sê jy, nee man, ek moet skree met 'n woord. Die mense moet hoor wat preek ek. En die Here bou my. En ek sê vir die Here, ek soek 'n vrou. En ek kan ons nou nie die ding doen nie. En ek sê, Here, gee vir my 'n vrou. Okay, die Here, 'n mens moet spesifiek wees. Met wat soek jy? Ek sê vir die Here, ek soek 'n onderwyser. Ek is nie soekerig. Jy moet net soekerig. Jy moet vra. Jy kan vra, hoor, nie makkelijk die Here kan nie hoor. Hy kan jou gee. En die Here gee my die pragtige onderwyser. En die lieflikste van alles was, sy pa was 'n voltydse man. En dit het die connectie gemaakt dat ek kon inpas by die familie van ek was so iemand wat lief was vir die Here. En ek kom in en ek sê vir my vrou, ek is 'n voltydse man. Ek het nie geld om jou te trou nie, jou standaarde laat my nie toe nie. En sy sê vir my, sy soek nie my geld nie, sy soek vir my. En ek besluit, ek gaan na apostel Olifant toe en ek sê, ek soek jou dochter.
ek wil trou. Dis mos manne wat vry so lank, maar die meisie kan ek nog nie eens afgevra by die ouers sê. Die mense moet jou elke dag onder die ligpaal sien. Maar as jy 'n man, jong man is wat ernstige besigheid het, dan stap jy na die groot mense toe. Dan sê jy, pa, ek is hier om vrou af te vra. Doe praat 'n man met 'n ruggraat. Ek kom vra wat myne is Deda. En as Deda sy hart oopmaak, dan sê my kind, jy kan haar kry as jy ernstig is. My troue begin, ek beplan dat ek het geen geld nie. My vrou se rekening by Makkems is duur, daar is geen koopkrag nie. Ek bid daar binne, kan ek sê, Here, maak die mense se hart oop, dat daar koopkrag is. Toe ek in Makkems gaan stap en ek sê die kaart neer, toe sê hulle, maar hier is een koopkrag, hier was nie koopkrag nie. Ek sê, Here, dankie. En die Here gee my die klere. Kom, ons besluit ek en my vrou om in die huis te trou. Paar minute besluit daar kom mense wat decorate en hulle kom en hulle maak die saal op. Sy naam is Androwina, baie lieflike moeder daar by ons kerk. Sy maak die kerk mooi en wat en alles. En ek is ons nou maar bereid dat ek gaan trou in 'n huis. En hulle doen al die dinge vir my verniet. Dit is nie klaar nie, my vrou moes in so ou brein verbleikde tradisie rok getrouwd. En 5 minute voor 3 voor die trouwe begin, kom diezelfde auntie wat decoreert. Sy sê vir my, ek jou vrou het trouw, ek sê nee, met my vrou het niks, is trouw, sommer net so. En hy sê nee, maar met jou vrou hier kom. En toe sy kom, toe kry sy die hele wit rok. Met skoene. En hulle pas in, en as het sommer die vinnig, as het sommer die dag vinnig wit en swart. En die fotograaf kom ook. En hy sê, ek doen dit verniet. Dat het dus my broer nog hier in die besigheid. En toe kom die fotograaf en hy sê, ek gaan verniet jou foto's maak. 100 en iets mense kom na my trouwe toe, ek het nie kos om die mense te gee nie. En daar is 'n ouderling in ons kerk wat sê, ek gaan die skappe gee. En die anders kom, ek gaan die roosters gee. En die anders kom, en die anders sê, ek gaan knie. En die brood wat kom, en die anders kom, ek gaan slaai maak. En alles val in plek. Daai toe kom die nietste Toyota uit. Toe word gesê, jy gaan in hom ry. Die Here stuur nog 'n kar en dis 'n blou Blue Motion. Daai toe kom die Volkswagen Blue Motion net uit. En hy word gesê, jy sal die ook kry. Geliefdes, toe ek sê, toe sien ek die mense kom met koeke. Wat gaat die aan? Daar is ete, daar is nagereg. Ek het nie een van die dinge voorberei of betaal nie. Ek sê, Here, wat gaat die aan? En na dit, jy wat so uitstel en nie wil trou nie. Het gaan nie oor die gedagte. Kry vir jou 'n man of 'n vrou wat saam met jou bou. Julle moet saam bou. Saam in mekaar glo. Toe dis daar klaar is, ons so fotoalbum, ons blyk ek so dier om, dan lach ons. Dan sê, kan jy nog glo, ons het nie eens 'n budget vir die trouwe nie. My vriend is kwaad vir my, ek sê hulle manne, ek weet julle, ek wil net getrouwd in die huis. Dus ek vraag vergifnis, ek sou julle genooi. Want julle moes al weet, ek kon julle nie nooi nie, want ek het die geld nie. Maar die was buite my beplannings. En die Here seën vir ek en my vrou pastoor. Ons het ook 'n huis daar so. Ek dink van my gemeente het al daar geslaap. Julle het ons al daar geslaap hier, maar julle het ons al sien hoe moeilik die plek. Prijs die Lord. Van my gedeelte het ek ook hiervoor geld het gehaal. Dit is speciaal vir my gedoen. Hoe kan ek die Here los?
My vrou koop 'n MP200 bakkie en ons ry dit. Ons is finansiëel agter. Ons wil die bakkie teruggee en ons is met 3 maande agter. Die busie wat die buite is, 'n paaiement is amper 15.000 en ek het nie die geld daarvoor nie. Ek maak 'n oproep in Lichtenburg. My bakkie is 3 maande agter en ek vra vir die blanke man, ek soek 'n taxi. En hy vat, kyk my papiere. Hy sien dat hy hele 3 maande agterstel het voorbij. Sê vir my, maandag trek jy jou taxi. Ek kry nie net die taxi nie, tot ek die taxi kry, toe sê vir my, jy kan jou paaiement na 3 maande maak, ry eers so niet. Na die 3de maand kan jy met jou paaiement begin. Halleluja! Dit is wat die Here kan doen, mense. Dit is wat hy kan doen. Moet nie twyfel aan die Here nie. Moet nooit twyfel aan die Here nie. Ek is hier net die 40 in Apostelsburg loop die getuie. Ek het vir 'n vrou gebid wat 40 jaar is. Die dokter sê vir haar, sy gaan nooit weer swanger word. Sy is 41 jaar. En ek sê vir haar, kom hier. Toe oliekaart. En sy kry 'n kind, sy het 'n kind gekry. Die kind hardloop gerus daar in die lokasie. Sy naam is Grace. Ek sê, Here, doen dit vir hulle. Die getuienis wat daar in Apostelsburg loop. As ek môre by die huis is, dan gaan mense kom. Waar is die man van God? As jou lewe so as jou huis bly bedrywig, dan die man van God met sy hande op my sit. Kom ons gee die Here prys. En vanmorgen voor ek huis toe gaan, wil ek dit bless met 'n gebed, soos altyd gewoonlik. Ek kom hier mos na vore en ek doen vir u 'n gebed. Kom vat jou laaste seëninge terwyl die man van die Here op pad is. Ek sal so 'n bietjie bly vir 'n uur of so, dat die mense se harte net bietjie sag. Jy wat 'n foto wil hê, sal met die man van die Here gesels. Ek sal die laaste oomblikke tyd maak. En dit is wat Jesus gedoen het. Hulle wil hom nie los nie. Elke dorp waar hy gegaan het, wil hulle meer van hom hê. Maar hy het sy tyd afgeknip om met sy mense saam te wees. En ek vra vanmorgen God se mense om saam met my hierdie outerkom te deel. Met hierdie emosionele gevoel wat jy die tent gaan mis. Die video's wat jy gaan kyk. Elke dag se opstaan. Die tent het vir mense baie dinge gedoen. Kom ons staan op ons voete.